caught in the streams of life, the pain and the sorrow. Ja, dit is 'n lang tyd. Ons het lank gelede met mekaar gepraat, maar nou ja, dis maar hoe dit werk, jy weet. Ek dink baie mense dink ek het 'n klomp lesings daar by die huis. En dan vat ek die lesings en dan bring ek dit hiernatoe en dan lees ek dit net vir julle. Dit is glad nie so nie. Ek het 'n baie goeie idee waar ek op pad heen is. Maar soos die pad ontvou en soos die lering ontvou, moet ek wag dat daar inderdaad iets in my gelê word, dat ek 'n duidelike rigting kry waarheen ons moet gaan. Nou dit kan vir julle miskien 'n bietjie frustrerend raak, en dit kan vir julle wees dat, jy weet, julle raak nie mekaar. Ek wil regtig vir julle aanbeveel, dat julle, geen my notaboek daar, dat julle vir julle notaboeke kry. Ek weet mense hou nie daarvan nie, so 'n notaboek. Ekskuus. Geen vir my die ander notaboek, daai notaboek in jou hand, hierdie notaboek. Jy sien? Ons mense, wat ons klasgelde in riksdollars betaal het, skryf uit sulke boeke uit. Dis notaboek hierdie. Jy skryf met jou hand, vir al die jong kinders wat ding is. As jy so 'n notaboek het, okay, ek wil net hê jy moet net neerskryf wat ek met jou deel. Want as ek die kamera afsit, omtrent 7 ure later het jy 25% retensie van dit wat ek gesê het. En môre staan jy by die blaaivleisvure besig om die skape te offer. Alright? In afwagting van die groot spel. Jy weet die finale Afrikaner spel. En dan vertel jy vir jou pel van wat jy gehoor het. Dis daai. En dan kan jy nie onthou nie. En jy nou gesien, hoe probeer jy in 'n klomp opnames opspoor wat jy gehoor het. Ek belowe jy gaan nie kry. So, die punt met dit kort maak notas. Begin notas maak. Want ons is besig om dan in die vleis toe te gaan. Ek wou al op die stadium by redding uitgekom het. Want ons almal praat van wedergeboorte, maar ons bietjie weier is dit. En weet julle wat, ek sukkel daarmee. Dis asof daar net niks vastigheid kom nie. So ek moet rustig raak, weet net, ek wil baie graag daar uitkom. Want dis die kern van alles. Maar vanmôre wil ek met julle praat en vir julle vra, want dis baie duidelik vir my die afgelope 2 weke. Waarom doen jy wat jy doen? Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Nou, ek in my getuienis het ek dit baie mooi uitgehaal, maar julle weet, ons het baie snaakse gewoontes. Die een van hulle is Sondag. Sondags? Baie goed. Ek weet nie hoe werk het vandag nie, maar kom ek vertel julle, toe ek 'n kind was dit nogal nag hoor. Kyk, kerk toe moet jy gaan. Maak nie saak waarheen of hoe dit werk nie, sit langs jou pa. Maak nie saak of jy 3 of 4 jaar oud is nie, sit nog steeds langs jou pa. Kinderkerk het nie gewerk nie, so jy sit by jou pa. En hy sal jou altyd so op jou been druk. Alright? Druk nommer 1 moet jy weet, jy was nou stout, alhoewel jy doodstil gesit het en miskien net geroer het. En druk nommer 2 weet jy het nou 'n probleem, druk nommer 3 weet jy die spantou wag by die huis. Dis bietjie anders as jy nou groot word, nee. Maar weet jy wat gebeur? Sondag gaan ons kerk toe. Van die kerk af gaan ons huis toe en dan lees almal die koerant. Dis toe dit nog in papier was. OK? Dan lees ons dit, dan lees almal die koerant en dan word nou daaroor gepraat en al die goedmorse dinges en dan eet ons 'n hoender en dan klim almal in die bed en dan slaap ons saam. En weer die een wat daardie instelling wil verander. En so is ons godsdiens. Godsdiens. Want ons is besig om dit oor en oor te beoefen. So ons doen dieselfde ding oor en oor met dieselfde resultaat. So nou kom ek nie uit en ek sê vir jou,
Het jy al ooit gaan stil sit en dink? Het jy al ooit die vraag gaan vra om vir jouself te sê, wat doen ek? En waarom hou ek aan om dit te doen en dit werk nie? Dis een rede. Is God alles? Is God genoeg vir jou? Of soek jy iets anders? Met ander woorde, wat ek vir jou probeer sê, is God voldoende? Ek wil dit eintlik vir julle verduidelik op 'n fenominale storie wat ek gehoor het. Ag, ek dink daar seker ander sulke stories ook, maar hierdie ene was regtig fantasties. En toe daai storie opkom, toe nog, ek weet jy wat, ek moet met julle hieroor praat. Dit het gebeur daar in Londen. My dogter is nou in Londen. Sy is besig om te kyk hoe werk dit daar. OK. En in die kerk waar sy nou is, ek weet nie wat se kerk is dit nie, maar gelukkig is dit daarom 'n kerk wat die ouens verstaan. En in die kerk is daar 'n gesin. En die gesin was verskriklik opgewonde want hulle gaan Dubai toe. Ek weet nie of jy ooit in Dubai was, nogal interessant. Baie mooi. En toe iemand in die kerk nou hoor dat hierdie gesin nou gaan Dubai toe gaan, toe sê hulle, nee man, weet jy wat, kom bly in ons hotel. Ons het 'n groep van maatskappye oor die wêreld en daar's verskillende hotelle. So, jy moet nou weet, hierdie ou sukkel nie om brood te koop nie, né? En hulle moet daar gaan bly. En dit is toe so, en hulle kom in Dubai aan, en hier staan in die hotel, my maat, alles wat oop en toe maak. Ek meen, fenomenaal, dit is net fantasties. En in daai hele situasie, kyk hulle daarna en sê, wel, ons beter nie hier eet nie. Want hierdie goed gaan baie duur wees. Maar elke aand het hulle nou self so gelukkie gebring en dan drink hulle Milo. So hulle het nou die dag buite rondgeloop en hulle het gaan na wegneem etes toe en hulle het gaan eet by straatkafees en dan vanaand kom hulle nou terug by die hotel en dan is hulle nou in die kamer, dan bestel hulle nou vir 'n groot treat, bestel hulle nou Milo, dan drink hulle Milo. En toe hulle nou na 'n week terug gaan in Londen toe kom hulle nou by die ontvangs en die ontvangs vra toe vir hulle, jy weet wat is die storie, wat gebeur, en hulle gee toe 'n rekening en daar's niks wat hulle skuld nie. En hulle sê nee, dit kan nie wees nie. Waar is ons Milo? Ons Milo gedrink. Hulle sê nee, het julle nie geëet in die hotel nie? Nee, het julle nie geëet in die hotel nie. Sê die ontvangs vir hulle, maar eintlik is al die etes in die hotel ingesluit in jou verblyf. Alles wat jy kon eet, alles wat jy kon drink. Wil jy eendag voor die Here staan en besef, eintlik was alles ingesluit. Ek het nie deel gehad aan my wedergeboorte, maar ek het die volle redding. Daar's 'n groot verskil. Het ek nooit meegemaak nie. En dan gaan jy vir my sê, Krause, maar hoekom is dit so? Want weet jy wat, ek gaan kerk toe en ek is Sondag vir Sondag in die kerk en ek het hierdie gebruik in my lewe en ek dien die Here en ek stap saam met hom, maar ek vir jou een vraag vra, ken jy hom? Dis 'n reuse verskil. Kan jy eendag daar staan en sê, hoor mooi, wedergeboorte en my saligheid is een ding, maar is een klein onderafdeling van die hele werking in die kruis. Dis die Milo wat jy elke aand drink. Terwyl 'n volledige ete eintlik ingesluit is in jou redding. Is dit nie beautiful nie? Waarom is dit so?
Ek het begin kyk daarna oor 'n tydperk en weet julle wat het ek gesien? Ek praat nogal met mense en mense kom vir bediening en dan sit ek met hulle. En ek het een ding begin agterkom. Die mense hoor nie. Hulle dink hulle hoor. Weet jy wat die ergste ding? Almal om hom praat van hom, die Here sê dit en die Here sê dit, en dan besluit hulle, o gids, ek moet ook sê wat die Here sê, maar ek weet nie ook 'n klou wat die Here sê nie. Maar hy moet net deel wees. En ek kan nie verstaan waarom is dit so? Die verharding van jou hart. Die probleem wat ons het, is daar's 'n verharding in ons harte, wat die werking van die Heilige Gees in jou lewe blok. Mooi hoor. Want die werking van die Heilige Gees verstaan ons nie. Nou kom ons gaan kyk. Hoekom sal ons nou sê, ons verstaan nie die werking van die Heilige Gees nie? Die Heilige Gees het verskeie funksies en ons is nie besig om nou vir julle 'n groot teologiese eksponensie te gee van die Heilige Gees en sy werking. Ek wil 'n dood eenvoudige ding vir jou verduidelik, wat ek in die Bybel raak gelees het. En dit staan in Johannes 16, en ons gaan nou ongelukkig in die Engels lees, maar nou versigtig wees met die Engels, maar meeste van die mense vandag praat meer Engels as Afrikaans, en dan bestaan hy bekend as Jan van der Merwe. Dit is baie interessant, nee. Maar oké, hoor nou mooi. In vers 13 begin Jesus in sy eie woorde, begin hy verduidelik van die Heilige Gees, en wat hy gaan doen, en hoe hy gaan werk. Maar wat is die sentrale tema? Luister net hier in vers 13 praat hy, en dan sê hy, but when he, the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth. Stop net al. Tensy jy vingertaal kan lees. Of miskien 'n ander manier kan kry. As jy uitgaan om te gaan jag. Kyk, dis ander hierdie klomp ouens nou hier in Pretoria gaan jag, nee, verstaan. En dan kom hulle daar in die jagveld, en dan moet daar mos nou 'n gids wees, verstaan, want hulle weet nou nie mooi hoe lyk die bokke nie. As daai gids nie met hulle praat of verduidelik nie, gaan dit nie werk nie. So hoor mooi. Daardie skrifgedeelte het inbegrepe dat die Heilige Gees met jou praat. In Romeine 8 lees ons dit in vers 14 baie duidelik. The sons of God are being led by the Spirit of God. Hoor jy hom? Want dis deel van die res van my redding. Maar as my hart verhard is, kan ek nie hoor nie. So die sleutelding wat jy moet verstaan is, dis die Heilige Gees wat moet optree as jou gids. For he will not speak of his own message on his own authority, but he will tell whatever he hears. Luister mooi. Net daar sluit Jesus nie alles wat hy gesê het in die Bybel in saamvas nie. Met ander woorde, daar gaan na die skrif, gaan daar nog goed kom wat die Heilige Gees vir jou sê. Dit moet net in lyn wees met die skrif. Ons praat nie van enigiets buite die skrif nie, maar ek wil nie nou daarvan praat nie. Ek wil hê julle moet sien, jy moet 'n lewende, lopende verhouding tussen jou en die Heilige Gees wees, waar jy met hom daagliks kan wandel. Want jy is nie net deelagtig in 'n glasie Milo vanaand as jy vanaand jy bed toe gaan nie. Daar's 'n hele verhouding vir jou geskep. En nou moet jy daarna kyk en sê, maar loop ek daar? Het ek dit? Luister wat doen hy nou. He will give the message that has been given to him, and he will announce and declare to you the things that are to come in future. So duidelik speel hy 'n geweldige belangrike rol in daardie verhouding. Maar luister na hierdie een. He will honor and glorify me. He will take off, receive, draw upon what is mine. Hoor mooi. He will take off what is mine
And he will reveal it to you. Stop vir 'n oomblik. Met ander woorde, toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy die enormiteit van die volheid van die mens daar teruggevat uit die koninkryk van duisternis uit. Jesus het dit ontvang. Kom ons kyk mooi daarna, want ons gaan in detail daarna kyk, wanneer ons werk met redding. God die Vader het gekom en hy het gesê vir die mense, weet julle wat, na Sinai, as jy dit doen en dit doen en dit doen, dan sal ek vir jou 'n God wees. As jy dit doen en dit doen en dit nakom, dan sal ek jou seën. Let op die behoefte by die Vader, om die mens te seën. Nou kom ons by die plek, waar hy dit nie kan regkry nie, want die mens doen nie wat hy sê nie. En wat gebeur nou? Nou word daar 'n nuwe verbond ingestel. Wat doen ons? Met ons gebruike en ons vooropstellings hou ons nog steeds by die ou verbond. Hy is vervul. Want Jesus sê hier, I will take of what is mine and he will reveal it to you. Kyk wat gaan in vers 15. Everything that the Father has is mine. Let op dat 'n skuif plaasgevind na Jesus toe. That is what I meant when I said that the Spirit will take things that are mine and he will reveal, declare and disclose and transmit it to you. So waar in die verbond wat ons nou loop, dit vloei op geloof. Met ander woorde, as ek nie die Heilige Gees in my lewe erken nie, as ek nie die Heilige Gees in my lewe verstaan nie, as ek loop met vooropgestelde idees, hoe gaan ek dit deelagtig raak wat aan die kruis gebeur het? Hoe gaan ek deelagtig raak aan die volheid wat die redding wat Jesus bewerkstellig het vir ons kan gee? Maar wat doen ons? Kom ek praat vir myself, want miskien kom ek nou mense te naam, maar laat ons nou mooi dink. Is dit nie maar die gebruik wat ons het onder ons volk nie? Ons gaan na Vader toe, want ons wil die Vader vra vir wat ons het, en dan begin ons soebat en pleit. So in die oggende, of in die aande, dan gaan ons almal, My pa het altyd gesit, en het hy vreeslik sedig uit die Bybel uitgelees, en dan het ons almal om die bed gekniel, en dan het ons nou begin vra wat ons wil hê. En so het ons op die ry afgegaan. En dit is 'n gepleit en 'n gesoebat, en wat gebeur? Nie veel nie, maar ons hou aan, waarmee ons besig is. Ons hou aan, maar niemand kom tafel toe om vir jou te sê, maar my hart is verhard nie. En omdat daar 'n verharding in my hart is, kan ek nie verneem wat die Heilige Gees aan my oordra nie, en die oomblik wat ek dit nie kan verneem nie, kan ek nie in geloof staan nie, en die oomblik wat ek nie in geloof staan nie, drink ek net Milo. Is nogal iets om te dink, nee. Ek wil vir julle so 'n paar grepe verduidelik van hierdie verharde hart, van die gebruike wat ons het. Ek dink seerste goed. Een van die goed wat my geweldig ontstel het, was wat ek self beleef het toe ek Sondag vir Sondag gaan sit het in die kerk. En nou praat ek van, jy praat nou van ouens wat werklik glo in die Heilige Gees, ensovoorts. En op 'n stadium het die pastoor my gevra, nou wat sê jy? Wat is dit wat jy moet gebeur? Toe sê ek, maar hoekom los julle nie die diens dat die Heilige Gees beweeg nie? Maar ons doen dit, ek sê julle doen dit glad nie, want die Heilige Gees moet binne 2 ure beweeg. Nou as hy nie binne 2 ure beweeg, dan het ons nou 'n probleem. Toe sê vir my nou, wat stel jy voor? Toe sê ek, weet jy wat, kom ons kyk. Die oomblik wat ons sien dat die Heilige Gees iets wil doen, dan los jy die diens. En 2 Sondae later toe gebeur dit.
Nou, daar is verskriklik baie detail daaraan, dit was fantasties geweest, ek het dit natuurlik erg geniet. En daar gesit in die beweging van die Heilige Gees, en die mense het begin huil voor die Here, mense het begin om hulle sondes te bely, party ouens het vorentoe, dit was 3,5 ure se genot. Maar die pastoor het nie gepreek nie, want hy kon nooit by sy preek uitkom nie. Toe nadat sê hy, julle kan nou maar loop soos julle wil, en toe begin ons die een en die ander loop, en 3,5 ure nadat ons begin het, toe is die kerk seker nou maar leeg. Maar ek het hier, na omtrent 2,5 ure kon ek het naamlik meer, die teenwoordigheid van die Here kon ek het nie meer hanteer nie, en ek het toe buite gaan sit in my kar. Ek het die deur oopgehaat, en ek het gesit en wag vir my vrou. En dan stap 3 mense voor die kar verby, die seun en die ma en die pa. En die pa het so gekyk, en het vir sy vrou gekyk, en het gesê, ek is maandag, is ek by die kerkraad. As hy nie preek nie, kan hy nie 'n salaris kry nie. Ek vra julle net, hoe desperaat is jy? Maar vergeet nou, waar ons daarna kyk. Kyk na die ander situasie. Kyk na die situasie om te vra, maar beweeg die Heilige Gees daar, waar ek Sondag vir Sondag my verwyl? Beweeg hy daar, het hy regtig things? Ja, maar jy moet verstaan, ons kom sommer so by mekaar, ja, maar luister, dis net 5 Sondag, dan is ons weer in 'n ritueel. Kan jy by die plek kom, waar jy oop tyd vir die Here gee? Ek het dit nog nooit gesien nie. Nog nooit. Kan ons by die plek kom, waar ons alles net om ons tot stilstand bring, en gaan sit en sê, Here, wat is dit wat U wil hê? Want ek dink daar lê die sleutel. Ons wil God in ons patroon inpas. Hy gaan nie laat inpas by jou patroon nie, broer. Kyk na al die groot lewens, dis ouens wat gaan sit het by die Here, en net met hom tyd spandeer het. So ons moet onderskei tussen siel en gees. Hoe doen ons dit? Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Daar's 'n boek wat ek wil nou nie die skrywer skryf nie, want baie negatief oor die skrywer, en baie mense is baie negatief teenoor die ou, en ek kan dit verstaan. Maar jy weet hoe werk die Christene mos, nou die ou nou een of ander negatiewe ding gedoen, dan verwerpel hom, hulle praat nooit weer van hom nie, hulle luister nie nog. Hy is geslaan met die melaats. Jy mag nie weer enigstens iets met hom te doen hê nie. Wow. Miskien is daar net iets wat hy deel, wat miskien net van belang kan wees. Ons het kan onderskei tussen die koringpitte en die kaf. Maar in hierdie geval, in die begin van sy bediening, en hy gaan bedien by 'n groot kerk. En die ouens was besig die oggend, en hy daar gekom, hoeveel mense daar gesit, en hier in die voorste bank het 'n ou opgestaan en op die verhoog kom staan, en hy het 'n lied gesing. Maar die perfekte stem, die perfekte intonasie, die perfekte klank, alles was net fantasties. En die mense het hulle self geniet. Dieselfde dag, die aand, het hy weer 'n diens daar, en hy begin met die diens, en toe hy begin met die diens, toe sit er 'n vrou in die derde ry voor, en sy staan op tussen die mense, en sy begin sing, in 'n klokhelder stem, dieselfde lied as wat daai ander persoon die oggend gesing het. Weet julle wat? Sy het 3 strofes van daai lied gesing. Toe kom die teenwoordigheid van die kerk, toe kom die teenwoordigheid van die Heilige Gees tasbaar in daai kerk. Wat is die verskil? Die een word gedryf deur die vlees. Die een gedryf deur die Heilige Gees. Die interessantheid is,
Die vrou was daai oggend nie in die kerk nie, so sy het glad nie van dit geweet nie, want sy het van 'n ander kerk, van 'n ander gemeente, uit 'n ander dorp uitgekom. Is die musiek waarna jy luister vermaak? Is dit daar dat ons vermaak kan kry? So die vraag gaan wees, is jy regtig waar jy moet wees? Ek wil nog 'n paar voorbeelde vir julle noem, maar op hierdie punt wil ek vir julle sê, kom ons vat net so 'n breek, ons gaan oor na deel 2 toe, waar ek aangaan met, wat is daar in my lewe, wat ek hierdie gebruike het, wat hierdie probleem veroorsaak van die verandering van my hart. En dan praat ons weer. Oh, we're thirsty, and oh, are we? Come to the fountain, dip your heart in the stream.